Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, in hierdie kosbare oomblik is elke seun en elke dogter van U bewus van nie 'n kerkgebou nie 'n godsdienstige tradisie om 'n Sondag net 'n uur te kan uitloop om net te kan voel ek was Christen. Maar hierdie is die oomblik wanneer die seuns en die dogters optrek met 'n opgewondenheid om saam die krag van getuienis te kan wees. Om met 'n woord wat in die hart is, mekaar te bemoedig. Om met sange saam te kan sing, waar engele vanmôre saam sing. En die grootheid van die groot God, van hemel en aarde kom verhoog en vergroot vanmôre. Mag ons stemme vanmôre 'n lieflike klank vir U ore wees. Maar mag ons stem vanmôre gekoppel wees in 'n hart wat werklik uitverkoop is in verhouding aan U. Mag hierdie die oomblik wees wat ons sê, my Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied. Net soos in die hemel, net so op in hierdie diens vanmôre. Net soos waar daar geen siektes in die hemel is, mag daar ook geen siekte vanmôre uit hierdie gebou uitstap. Dit wat instap, Here, dit het vanmôre in genesing, 'n kragtige ervaring en ondervinding en aanraking van Jesus Christus. Sy genesende krag sal nie. Maar Vader, ek dink nie net vanmôre aan siektes nie. Ek dink vanmôre aan geestelike, emosionele toestande. Mag ons innerlike mens vanmôre genees wees. Want Here, die woord sê dit so mooi in Engels, you were bruised for our iniquities. U was geknees vir ons innerlike stryd. En daardie bloed wat na binne gevloei het deur die kneesplekke, het ook innerlike genesing gebring. Die bloed het uiterlik gevloei vir uiterlike genesing, maar daardie bloed van U wat deur die gekneesde innerlike bloedvloeiing veroorsaak het, het vir ons innerlike mens, ons emosionele wêreld genesing gebring. En ons eer U daarvoor. Vervul genesing, vol aanraking vanmôre in die kosbare naam van U Seun Jesus Christus. En die volk sê, Amen. Ons doen ek iets te veel vanoggend. Die 21ste, die middag, het ons 'n praise and worship saamkoms hierso. Dis 'n piknik. Jy pak jou piknikmandjie, jy bring jou kombers, en ons kom hier na toe, ons trek op en ons kom maak die naam van die Here groot. Die 21ste Saterdagmiddag. Dat is een goeiemôre en 'n werklike welkom vir elkeen wat hier is. Ek wil vir julle sê, ons is hier met 'n verwagting van julle. Van ons oefening tot ons gebed daar binne. God se Gees is vanmôre hier om 'n verskil te maak. Vat dit vanmôre. Stel jou oop vanmôre want ons God het 'n plan vir ons. Kom ons staan en dan sing ons eerste liedjie saam. Kom sing 'n nuwe lied vir ons. Kom sing 'n nuwe lied vir ons. Kom sing 'n nuwe lied vir ons. Kom die opnuut aan ons. Want hy is goed en wat hy kom sing 'n nuwe lied vir ons.
vanmôre. Wees bly vanmôre met jou Here. Dit is amen. Amen. Kom sing 'n nuwe lied vir ons. Sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom met die lof en dank aan ons. Want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe op vertel. Hy is die koning, hy is die Here. Sing 'n nuwe lied vir ons. Halleluja. Ons sing vanmôre tot eer en verheerliking van sy naam. En daarom kan ons sê, toe die krag op my neerdaal. Dit was daardie dag, soos op Pinksterfees, toe die krag op my neerdaal. Toe die krag op my neerdaal. Toe die krag op my neerdaal. Dit was daardie dag, soos op Pinksterfees. Toe die krag op my neerdaal. Toe die krag op my neerdaal. Toe die krag op my neerdaal. Dit was daardie dag, soos op
King of Kings is here. The Lord of Lords supreme. Through all eternity. Nie net in ons omstandighede nie net in ons lewens nie, maar oral om ons, op die pad, in ons werk, daar waar ons in ons stilte tyd is. You are worthy of all praise. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Terwyl ons vership, wil ek vanmôre vir julle sê, the great I am, the way, the truth, the life. As jy vanmôre hier staan en jou deur is toe, weet hy is vanmôre die deur wat vir jou oopmaak. Jy staan voor 'n deur wat gesluit is, maar God se Gees kom en hy sluit daardie deur vir jou oop. Ek doen 'n geestelike demonstrasie vanmôre. My God, as hier vanmôre iemand in hierdie gebou staan, wat sê my deur is toe vanmôre. Here, stuur uit die Gees nou, soos wat ek hier staan. Ek sien 'n deur voor my wat gesluit is. Dis toegegroei. Dis toegegroei met dorings vanmôre. Maar ek, God, kom en ek sny dit oop vanmôre met my bloed. Ek gee vir jou my Heilige Gees se sleutel. My kind, ek sluit vir jou die deur oop vanmôre. Gaan in my kind, want ek God het vir jou. Ek het vir jou 'n weg. Ek maak vir jou jou baie gelyk elke klip wat voor jou sal kom, sal ek God wegrol. My bloed sal dit breek vanmôre. Alle bande wat op jou lewe geplaas is, wat jy glo vanmôre, kom haal ek uit jou gedagtes uit. Ek kom raak jou aan, want ek is die deur. Ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe vanmôre. Ek, God, gee jou die autoriteit om op te staan. Want jy op jou knieë staan vanmôre. Ek, God, gee vir jou die autoriteit. Lig jou op, my kind, want ek, God, het vir jou die deur oopgemaak. Ek, God, gee vir jou 'n weg. Dis jou keuse vanmôre of jy my weg gaan neem. En of gaan jy die breë pad volg? Of gaan jy by die toedeur staan, terwyl hy vir jou oopgesluit is, en vasgevang in jou omstandighede waar jy jouself bevind? Ek, God, is nie 'n God wat jou gaan forceer nie. My Gees gaan jou nie forceer vanmôre. Ek, God, is hier om vir jou te sê, my kind, ek het reeds vir jou. Ek het reeds vir jou vanmôre 'n plan. Ek het reeds vir jou die deur oopgemaak. Vat daai eerste stap in geloof. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He,
Maar Vader, hoe lieflik is dit om U te kan aanbid. Here, ek smeek by U. Met my hart het vanmôre opstaan voor U. En die kettings waar ek gebind is vir die bediening. Lieflike kettings. Want aan hierdie bediening is ek vasgemaak. Gees, siel en liggaam. Smeek ek vanmôre vir U, o God, dat die nooit, o God, nooit 'n plek sal word van gewoonte, tradisie en net 'n godsdienstige voorgee. Maar Here, ek pleit voor U vanmôre dat in hierdie plek siektes in die liggame sal bly val. Dat emosionele wêrelde sal bly genesing kry. Dat U naam nog groter verheerlik sal word voor U aangesig in hierdie plek. Bring ons steunpenne uit, Here, vanmôre vra ek, bring ons steunpenne. Vergroot ons grondgebied. Ek bid vanmôre vir 'n groter gebou. Want die tyd het U my gewys is nou. En dis waarvoor ek bid in Jesus naam. Amen. Kan jy sit plek neem. Welkom aan elke besoeker. Ons het 'n slagspreuk in hierdie plek. En skielik besef ek wie ek van gepraat het, daar buitekant gepraat. Ek kom nie vir op daar nie. Ek onthou toe hy daar benauwd geraak het in sy bors, toe die Here my so toe gestuur en ek het daar by hulle aangekom by Kerskonverters. Toe sê ek, die Here sê ek moet vir jou kom by, toe staan hy met sy hand so op sy bors. Toe sê benauwd. Kan jy dit onthou? En die volgende dag het dit weer terugkom, toe sê ek, die Here het my weer gestuur om vir jou te kom bid. Dit het weer 'n tweede keer van kom bid. Ek onthou nou. Die my net vertel het oor die dadelik, die twee, want ek bedien soveel mense daagliks waar die Here my net stuur om vir mense te gaan bid. Amen. Welkom aan elke besoeker, so ek sê die slagspreekie by ons is waar vreemdelinge vriende word. En vriende, familie. En ek het eers deur die jare begin besef wat hierdie woord familie beteken. Want iemand in hierdie gemeente afsterf, is dit nie net 'n gemeentelid nie. Dis my seun en my dogter wat die Here my sorg vertrou het. En ja, so die Here ook die dogter van ons laasweek kom neem. En ja, mens sal nooit regtig die antwoorde ken op die vrae nie. Of vanmôre vir u sê, ek preek ek so nog vir te wys wat ek preek. Ek sê jy bietjie op 'n ander vlak. As jy daar is, jy verstaan of ek vanmôre praat. Wil jy ook net weer herinner aan die 21 Februarie, 5:00 vir 6:00 middag, bring jy uit piknikmandjie Kombers, ons het 'n lofsang en aanbidding, piknik aan hier op die grond. So asseblief nooi iemand en kom loof en aanbid die Here daar net saam. My hoofskrifgedeelte vanmôre is Galasiërs 5 van vers 16 tot 25. Vir baie van julle is dit 'n bekende skrifgedeelte hierdie.
Maar die Gees van die Here, terwyl ek afsonder vir die woord, terwyl ek stil word vanoggend vir die woord. Want gistermiddag ontvang ek nog niks. Gistermiddag doen ek 'n huweliksbevestiging in Arkon Park en ek ontvang nog steeds niks terwyl ek huis toe ry. Vanoggend staan ek op 6:00, ek ontvang nog steeds niks. En 7:00 begin die Here met my praat. En toe begin ek die skrifte te kry, en begin op die transparant sit, en op 'n stadium sê ek vir my vrou, kom help my gou hierso. Ek het nou al hierdie skrifte gekry. Wat dink jy is 'n gepaste tema vir hierdie woord? Dit is nie asof, en terwyl sy so wegstap, die praat die Here en hy gee my die tema. En die tema van môre is: wie en wat beheer jou lewe? Wie en wat beheer jou lewe? Gedagte vandag se boodskap was padkos op jou lewenspad. Wat sal die antwoord wees wanneer jy in die spieël sou kyk? Wat sou die antwoord wees wanneer jy in die spieël sou kyk en jouself moet vra, wie en wat beheer my lewe? Dink jy vir 'n oomblik en jy moet vanmôre voor die spieël staan, of jy moet hier vanmôre ry en jy moet voor die spieël gaan staan en vir jouself hierdie vraag eerlik afvra. Terwyl jy vir jouself in die spieël kyk, wie en wat beheer my lewe? Wat sou jy eerlik kon antwoord as jy jou daai vraag sou vra? Is ons werklik uitverkoop aan Christus in elke area van ons lewe? Is jy werklik waar uitverkoop aan Christus wat jou emosionele wêreld aanbetref? Wat jou gedagtes aanbetref? Wat jou optrede aanbetref? Wat jou spraak aanbetref? Wat jou denke aanbetref? Wat jou optrede teenoor 'n volgende persoon aanbetref? Is jy werklik waar uitverkoop aan Jesus Christus in elke area van jou lewe? Wat sou jou persoonlike 1-tot-1 antwoord, nie vir 'n mens wat jy moet probeer oortuig nie, maar voor God blootgestel, by jouself, kyk jy vir jouself in die spieël en jy moet vir jouself hierdie vraag antwoord en hierdie vraag beantwoord. Wat sou jou eerlike antwoord aan jouself vanmôre wees as jy in die spieël sal kyk? Is ek werklik uitverkoop aan Christus in elke area van my lewe? Galasiërs 5:17 sê, want die vlees begeer teen die gees. Die gees teen die vlees. En hulle staan teen mekaar, so hulle nie kan doen wat hulle wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, hier waar ek staan, hier waar jy vanmôre sit, is daar 'n begeerte wat hierdie wêreld aanbetref, wat jou dryf om seker goed na te jaag. Daar's sekere planne wat jy beraam vir jou lewe op hierdie aarde, en jy moet, is reeds besig om miskien fondse bymekaar te maak vir 'n beplande vakansie wat jy wil gaan hou. Of jy's besig om fondse bymekaar te maak vir een of ander verbetering in jou huis wat jy wil doen. Of jy's besig om net fondse bymekaar te maak om net 'n neseiertjie te kan hê vir 'n noodgeval as iets sou gebeur om op iets te kan terugval. Jou gedagtes is besig met die fisiese werklikheid van 'n liggaamlike bestaan. Maar diep binne in elkeen van ons vanmôre is daar iets wat krap. Iets wat roer. Iets wat jou bewus maak dat daar is iets groter as net hierdie lewe. Daar is 'n God vir wie ek ook my lewe moet regmaak. En soms skuif ons hierdie bewustheid net so 'n bietjie eenkant toe met hierdie gedagte, ek is mos 'n goeie mens, ek lewe mos 'n lewe wat ek probeer om reg te lewe, ek glo as ek sterf gaan ek hemel toe, ek glo dat die Here wat genade het, besef mos ek is ook maar net 'n swak mens wat ook probeer, maar is daar werklik vanmôre 'n vuur wat binne in jou brand, wat jou dryf om nader aan Jesus te leef? Is daar 'n vuur deur God se Gees vanmôre self aan die brand gesteek, wat jou by 'n plek bring dat jy nie meer tevrede is met net kerk toe gaan nie?
Nie net tevrede net om te bely dat Jesus het vir my 2000 jaar terug aan 'n kruis gesterf en daar was vir my 'n dag wanneer Christus vir my 'n werklikheid geword. Ek is besig om verby net die bewustheid van die werklikheid van sy kruisdood te beweeg, maar plek toe, ek wil iets dieper en meer intiem met God hê, as net om van hom te weet. Ek wil nader aan hom wees, as maar net om te sê dat Jesus het 2000 jaar terug aan 'n kruis vir my gesterf, en om te draai en weer eens met die dinge van hierdie wêreld meer belangrik, meer ernstig te leef, as die feite dat Jesus vir my gesterf het, en in my 'n verhoudingskind sien. God sê, kyk vanmôre na jou, kom ek van die prentjie uit 'n ander hoekpunt, dankie Heilige Gees, uit 'n ander hoekpunt, Heilige Gees wys my nou iets. Dis hoe ek en jy na die lewe kyk. Nie wat wys Heilige Gees my nou, kom op wys jy hoe kyk Jesus na die lewe. Jesus, God wat werklik is, wat in Johannes 1 vers 14 vlees aangeneem het en onder ons gewandel het as 'n mens, net soos ek en jy, het hy menslike vorm aangeneem, was hy gebore uit 'n vrou 2000 jaar terug in Bethlehem stal, en hierdie Jesus het 'n volle mens geword met my swakhede, het hy een geword, hy het alles gedoen, hy het die pad gestap, hy het die pad geken van om elke dag beledig te word. Hy het die pad geken om die wonderwerke te sien of iemand te bid en hy begin te sien. Hierdie Jesus is môre 'n werklikheid, net soos wat jy 'n werklikheid is. En jy kyk om jou en jy is bewus van wat om jou omgaan. Jy is bewus dat jy is werklik mens vanmôre. Jy sien net 'n gedagte nie. Jy sien maar net iets. Al ken niemand daar buitekant jou nie. Maak nie 'n verskil in die feit dat jy vanmôre werklikheid is. As ek vanmôre vir iemand in Johannesburg moet vra, ken jy vir Johannes? Ja, Johannes die Doper. Ja, ek het 2000 jaar terug van hom gehoor, ek mis 'n verhaaltjie. Kom ek trek dit nader aan juis. Kom vra iemand vanmôre of hy vir Johnny Vols ken. Nee, ek dink ek ken Johnny Vols ken, maar van watter een praat jy? Sê nie, hy is aan vereniging, hy is kontrakteer. Nee, ek ken hom nie. Maak net die feit dat daai persoon jou nie ken nie, dat jy nie bestaan nie. Net omdat hy in Johannesburg is, hy nog nooit vir Johnny ontmoet nie, maak het vanmôre dat Johnny nie bestaan nie. En net soos daar vanoggend 'n werklikheid van 'n seun van God wat op die troon sit. En vanmôre is sy gedagtes net so werklik soos jou gedagtes. Vanmôre is die prys wat hy 2000 jaar terug aan 'n kruis vir jou betaal het, vir hom nog vanoggend vars in sy geheue. Die pyn wat hy moes deurgaan is nog vars in sy geheue vanmôre. Hy het dit beleef. By hom is dit nie net 'n praatjie van 2000 jaar terug en die seun van God mens geword en aan 'n kruis gesterf. Vir hom is dit 'n werklikheid. Hy kyk na die wonde en hy beleef weer eens die pyn wat hy vir jou 2000 jaar terug aan 'n kruis moes betaal. Hy voel daardie bloed wat hy met hom tap. Hy voel hoe die lewe stadig druppel vir druppel uit sy liggaam uitgetap het, totdat hy vir jou en vir my aan die kruis sy laaste asem uitgeblaas het en gesê het, Vader, ek het vir hulle gedoen, dis volbring. En vanmôre, wat doen hy? Terwyl hy aan jou en my dink, is hy besig om in gebed vir my en vir jou in te tree. Vader, hy of sy het al soveel keer kerk toe gegaan. Het al soveel keer van my gehoor. Here, ek bid vanmôre, Vader, dat hulle gedagtes bietjie verder sal gaan as om net aan my te dink, maar ek verlang sal hê met my verhouding te hê, want ek verlang met hulle verhouding te hê. Ek verlang nie meer net asof om my te praat, dat hulle my sal ontmoet en 'n seun en 'n dogter word, wat terwyl hulle in die kar ry met my praat. Terwyl jy op die berg is en alles by jou goed gaan, en jy voel niks kan jou vrede weersteel nie, en jy so van God bewus, en jy so dankbaar vir wat hy vir jou doen, dat hy ook die een sal wees waarin jy sê, terwyl dit met my goed gaan, is jy die een waarin ek gaan vashou, waarin het my swak gaan. Jy is die een waarin ek gaan vashou, waarin my lewe stikkend is. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, dat jy kan 'n ryk sakeman wees. Jou geld kan nie God vervang nie. Jy kan vanmôre 'n boemelaar op die straat wees. Jou arm toestand kan jy nie van God verwyder nie. Weet jy hoekom nie? Want God kyk na jou en het jou geskape
Jou in die moederskoot geweef en vir jou asem gegee. Hy ken jou by die naam. Hy ken jou battles. Hy ken jou blydskap. En hy is vanmôre een wat sê, ek weet dat jou vlees en jou gees stryd teen mekaar. Somtyds begin die dinge in hierdie lewe vir jou net te veel word. Somtyds is jou verlange om by die Here te wees groter as jou vrese vir hierdie wêreld. Jou gees en jou vlees is heel die tyd besig met mekaar te stryd. Die een oomblik voel jy down in jou vlees, die volgende oomblik voel jy hoog in jou gees in oorwinning. Jy's daar, niks kan jou van die Here wegvat nie. En die hele tyd, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, my insluiting, ek is mens net soos jy, is die hele tyd met hierdie stryd in jou binneste besig. Dis 'n gees en vlees. En vanmôre wil ek hierdie gedeelte 'n bietjie meer oopbreek deur die genade van die Here wat my die boodskap gegee het. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Om vandag 30 jaar te kan vier wat ek in u diens staan. 30 jaar van geleentheid. Want presies 30 jaar terug, Here, op die 15de Februarie, 5:00 die middag het ek dood verongeluk. Presies vandag hierdie dag, 30 jaar terug, het u besluit om my weer te laat leef. Het u besluit om my weer die lewe te gee. Met hierdie doel, dat ek vir u sal leef en van u vertel. 30 jaar, Here, is ek getrou in hierdie opdrag. En dankie dat vandag ons herdenkingsdag kan wees van die mooi wat 30 jaar terug gebeur het. Dankie vir die woord vanmôre. Dankie. Dankie, Vader. Dankie. Amen. Wie en wat weer jou lewe? In hierdie voorstel wys ek 'n persoon wat geklees met die glits en die glamour van hierdie lewe, die status symbool van hierdie lewe. Ons jaag om iets te word in die lewe, ons jaag om erken te word in dit wat ons doen. Ons word gedryf deur 'n bonatuurlike drang in ons vlees om die pinnacle van ons lewensdrome te kan bereik. Die toppunt van dit wat ons kan bereik in die lewe. Ons jaag daarna. Maar terselfdertyd was hierdie prentjie ook. Eindelik is die hoogtepunt van my lewe die dag wanneer God se salwingsolie van genade oor my uitgegiet word. Die dag wanneer ek besef ek is 'n mens verlore en nietig sonder God. Wat is ek sonder God in my lewe? Wat is al my bymekaar maak? Wat is al my gejaag as ek nooit vir Jesus vind? Hoe lees en hoe hartseer sal het wees as ek alles sou bereik het om jou, maar ek sou nooit vir Jesus bereik het nie. Ek sou nooit gevind het, ek sou nooit ontmoeting met hom gehad het. En skielik, jy lewe met 'n ander betekenis, 'n ander diepte, wanneer jy vir Jesus bevind in jou lewe, in 'n verhouding. En dis daardie oomblik wat verhouding met God jou asem word. En ek praat nie vanmôre van godsdienst, ek praat nie vanmôre van teologie en geleerdheid nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, met God se genade het ek my honeursgraad klaargemaak in teologie, maar vanmôre beteken die honeursgraad vir my niks. As ek Jesus wat een oomblik uit die prentjie bevat, sal al die kennis wat 'n mens in die lewe opbou, vir jou niks beteken. Dit sal net wees, jy raak baie slim om oor die Bybel te praat. Maar as Jesus nie in daai gesprek is, en jy het nie verhouding met hom, wat sal al jou slim praatjies jou gehelp het? Slim praatjies vat ons nie hemel toe nie. Hoe goed ons die Bybel ken, vat ons nie hemel toe nie. Hoe kragtig ek iemand anders kan oortuig dat Jesus werklik is en iemand anders gee hulle harte vir die Here, maar ek gee nooit my hart en kan my nie hemel te vat nie. Ek moet self by die punt kom dat my eie lewe vir my meer belangrik word om reg te wees wanneer Jesus kom, as om goed te jaag wat my laat goed voel vir 'n oomblik in 'n tydelike wêreld. En lees iets interessants. Ek weet nie of dit op Facebook of waar is, en mense word deesdae so deur sosiale media oorval. Jy weet nie meer later, was dit 'n WhatsApp of was dit jy weet later nie. Maar die woorde bly woorde wat my
laat dink het. Die persoon skryf daar. Hy skryf wat hy alles in sy lewe vermag het. Die grade wat hy vermag het. Die roem wat hy vermag het. Die rykdom wat hy vermag het. En dan sluit hy die alles. Want as jy daarna lees, dan dink ek, hierdie persoon het. Hy was 'n suksesman, hy het groot dinge in sy lewe. Wie wat skryf op die einde van die dag? En eintlik besef ek op my ou dag, ek het nooit iets vir myself bymekaar gemaak nie. Ek het vir die volgende een, maar dit gaan erf bymekaar gemaak. My graad kan ek nie die ewigheid invat nie. Ek kan nie vir my posisie gaan bewerk met my graad in die hiernamaals nie. Ek kan nie met die doktersgraad instap in die hiernamaals en sê, ek claim om 'n dokter te wees met 'n hoë statusposisie in die hiernamaals, omdat ek dit in hierdie lewe wat tydelik is vermag het nie. Ek kan nie in die hiernamaals instap en sê, ek wil groot huis hê, ek wil hierdie dubbelverdieping huis hê, en ek wil hierdie plek hê, omdat ek 'n biljoen rand in die bank het. Niks wat jy op hierdie aarde vir jou met jou gesweet en jou gejaag by mekaar gemaak het, kan vir jou 'n millimeter status of eiendom aan die ander kant van die graf koop nie. Jy los dit hierdie kant, jy het dit by mekaar gemaak vir iemand anders. En hy sluit hierdie gedagte af, hy sê, as ek maar net soveel tyd spandeer het om reg te wees, om dit wat regtig belangrik is, meer reg te staan. Die een wat 2000 jaar terug sy alles vir my gegee het, wat nie 'n paleis gesoek het nie, wat nie geld gejaag het nie, wat nie status en roem en medaljes en grare en trofees gejaag het nie. Hy wat alles gehad het en neergelê het, sy eie kroon op die troon in die hemel neergelê het en gesê, ek gaan niks word, sodat hulle alles kan vind in my liefde, wat ek vir hulle gee. Sit vanmorgen op die troon en hy bid nog steeds vir my en vir jou om hom te vind. En dat die wêreld ons nie so wees as hulle, dit is in ons gejaag om totaal en al mis nie. Wat en wie en wat beheer jou lewe? Galasiërs 5 vers 16 tot 17. Maar ek sê, wandel deur die Gees, as julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teenoor die vlees, en hulle staan teen mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Maar as jy deur die Gees gelei word, as die Heilige Gees, God se Gees, gelei word, dan is jy nie onder die wet nie. En die werke van die vlees openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Ongebondenheid sien ek meer en meer in vandag se terme. Want as beraader werk ek ook met mense se emosionele toestand. Ek is in die bevoorregte posisie dat God vir my nog 'n deur oopgemaak het in my bediening, dat ek met 'n bekende skool in die Valdriehoek se beraader hande vat. Nie om mense te ontbloot nie, nie om mense te bespreek nie, nie om mense te wys wat is aan swakpunte nie, maar om saam te kan veg vir iemand se geluk, saam te kan veg teen dit wat die huis en mekaar breek. En op hierdie stadium is ek besig om met kinders wat bipolariteit het, kinders wat ADHD het, kinders wat skizofrenie het, kinders wat al hierdie dinge wat die lewe aan hulle wil kom heg as 'n etiket, te kom afruk en te sê, jy het 'n ander identiteit en sy naam is Jesus, want Christus het jou geskaap om die volheid van die lewe te kan hê, en niks sal dit van jou kan steel, want Jesus het die volle prys betaal, sodat jy dit ten volle kan ontvang, en ten volle kan vry wees, van wat ook al hierdie wêreld aan jou wil heg as 'n etiket. Maar ek en jy moet verstaan dat ongebondenheid, daai van, praat my nie agtig, niks en niemand sal my sê wat ek moet doen nie, en niks en niemand gaan vir my vertel wat ek met my lewe moet besluit om aan te op pad te sien, niks en niemand nie. Waarom gebondenheid? Sê God se woord is deel van vlees, dis deel van 'n verkeerde denkrigting, dis verkeerde mindset wat my na verkeerde dinge toe vat, wat my lewe breek en nie God afgoderry, towerry. Ons land is in 'n toestand as gevolg van towerry. Vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, party,
Afguns, moord. En ek of môre jy sê moord is nie net om iemand se lewe fisies te vat nie. As jy iemand vermoor met jou mond, jy maak iemand emosioneel dood, het jy moord gepleeg. Want jy iemand wat driedimensioneel geskaap is, een van sy of haar dimensies het jy vermoor. Ons is so bewus van die liggaam wat vermoor kan word. En soms vergeet iemand kan jou sielsdimensie, jou gedagtes, jou emosionele wêreld, totaal en al doodmaak en vermoor. Moenie 'n moordenaar wees, wat iemand anders emosioneel vermoor nie. Moet ook jy nie die persoon wees wat iemand anders geestelik vermoor, dat hy of sy hulle hoop in God verloor nie. Dronkenskap. Brassery. Wat is brassery? Brassery is weet jy of julle die boumaker ondink? Albei immer. Dit was nou 'n plek van brassery. Ek maak myself honger vir die hele week. Ek lyk of ek anoreksies is. Want nou gaan ons bou maak. En ek waar die bou gaan sit. Dan begin jy met daai 14 verskillende soorte vleise. Want jy gaan nou nie dat die stysel jou voor die tyd versadig maak, voor jy nie ordentlik die proteïene geëet. En dan skiep jy nog steeds die pastas. Die laaste bietjie spasie, dan trek jy daai puddings. En jy eet, en jy eet, en jy eet. En dis brassery. Om jouself te ooreet, totdat jy voel jou maag gaan bars. Maar brassery is meer as dit. Dis om in jou eie yskas oorvloed te hê. En iemand te sien wat honger is. En jy weet jy kan vir iemand iets gee om te eet. En jy kies hier om dat persoon te beledig. Terwyl jou eie kaste oorloop. Van guns uit God se hand. En dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal erwe nie. Die woord sê, as jy hierdie dinge doen wat ek nou genoem het, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Ek dink nie ons besef dat ons maak wat ons wil, sê wat ons wil, doen wat ons wil, is 'n gevaarlike plek dat ek nooit sal hemel toe gaan. Maak nie saak of ek Sondag vir Sondag in die kerk was nie. Maak nie saak of ek gesê Jesus het vir 2000 jaar terug aan die kruis gestaan. As hierdie lewe van my nie verander, dat ek voor God nederig word, die ou dinge afsterf en 'n nuwe mens in Christus word, nuut gebore, nuut gemaak. Maar ek wil nog vashou aan die ou mens. Baie keer is die ou mens ook nie as jou skuld nie. As 'n ou gesegde, ek kyk jare terug na 'n film van 'n kleerlingkind wat 'n skool totaal al met sy rebellie wil verwoes. Hy gooi tafels om. Die juffrou kan nie met hom klas hou nie. En toe roep sy die pa in. Toe die pa daar staan, toe sien sy, hy is een van die gangsters van die Kaapse vlaktes. En uit sy mond uit in die film kom nogal 'n kragtige waarheid. Toe die juffrou vir hom vra, "Pappa, ons het 'n probleem met jou kind. Wat sê jy, wat se raad gee jy ons as skool?" Weet jy wat sê die pa? Hy sê, "Juffrou, so regte kypie, language, ek kan dit nie herhaal." Hy sê, "Juffrou, seer kindertjies, hulle word groot seer mense. Daai groot seer mense maak weer seer kindertjies. En dis hoekom my kind so is. Want ek was 'n seer kind, wat seer groot geword het. En toe ek 'n seer groot mens word, dan maak ek my kind seer, dat hy ook vandag 'n seer kind is. En hy juffrou gaan ook 'n seer groot mens word, wat weer seer kinders gaan maak. Verstaan jy die bose kringloop van om dit nie by jou te laat stop nie. As jy nie sê hierdie goed gaan by my stop nie. Hierdie gejaag na
sinnelose goed om in dinge buitekant Christus my status te probeer, my waarde te probeer vind, en ek weet nie werklik hoe waardevol is ek in dit wat God in my geskaap het, wat vir ewig by hom moet wees nie. Het ek 'n kringloop van seermaak, wat op seermaak, op seermaak, op seermaak loop. Jy kan groot gemaak wees, jou pa klap jy in die grond in, man, as jy parmantig is. Jy word groot, jy sê, en om my huis, jy weet waar is jou plek, by pa, jy sommer met die bek uit geklap tot in die grond, man. En dan word jy groter, en jy dink, man, dis hoe dit moet wees. Ek gaan ook my kind in die grond en klap, as hy of sy wat sy ongehoorsaam is. En jou kind gaan eendag dieselfde met ander kinders doen. 'n Bose kringloop, wat nooit kom by die vrede, om bewus te wees, dat daar is 'n God in die hemel, wat nie my in die grond in klap nie. Wat terwyl hom gekruisig het, hom bespot het, aan die kruis in liefde gesê het, Vader, vergewe hulle, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie. Hy wat God is, wat die mag gehad het, om hulle uit te delg met 'n backhand, het gekies om eerder aan 'n kruis te sterf, in liefde, sodat ek en jy vandag in hierdie gebou kan sê, ek het 'n geleentheid om 'n lewende God, wat liefde is, te kan ontmoet. Ek het nie nodig om dieselfde maalkolk van negativiteit elke dag te leef. Ek het nie nodig om net herhaling van 'n verkeerde produk te wees. Ek kan sê, I'm stepping out of it. Ek gaan God lief hê, sodat hy my lief het. En gaan sy liefde in elke area van my lewe. Ja, ek en jy kan vanmôre soos van hy stap. Maar kom ek sê vir jou, jy is gevorm deur jare. Jy gaan vandag hy besluit neem, môre dan doen jy presies dit wat jy vandag besluit het ek nie wil doen, want die gees en die vlees stryd teen mekaar. Weet jy wat moet jy dan doen? I refuse to go back where I was. Ek weier om te wees wat ek was. Ek gaan bly opstaan en bly vorentoe beweeg en bly verander totdat ek die mens is wat God met sy liefde kan vul, wat ander met liefde kan aanraak en vir 'n volgende persoon 'n plek van liefde kan wees. Ek weet, die preek wat jy vanmôre is nie altyd dalk die lekkerste preek, maar ek praat met jou die waarheid. Wie jy kom praat met jou waarheid? Want ek het 'n verlange dat jy God sal ontmoet. En nie net 'n preek sal hoor, nie by hierdie deur uitstap en jou eie genade deurgelaat wees, maar te weet daar's 'n God in die hemel wat genuine vir my lief is, wat genuine vir my omgee, al hierdie wêreld my moes seer gemaak. Maar die vrug van die Gees is liefde. Vrug van God se Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sulke dinge as jy weet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsogte begeer keer gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Wie en wat beheer jou lewe? Is die vraagstuk van môre. My verlede, die seer wat aan my gedoen is, beheer dit my, oor hoe ek vandag gaan optree teenoor 'n volgende persoon? Wat beheer my lewe? Wie en wat beheer my lewe? Is dit Christus? Is dit werklik waar om te besef dat hy vir my gesterf om 'n nuwe lewe te kan hê? Of is dit 'n poging om 'n beter mens te wees, maar ek wil nog steeds 'n beheer wees? Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor 'n val. Ek is trots op myself, ek is hoogmoedig. God sê iemand wat hoogmoedig is, kom tot 'n val. Iemand wat trots is, buig voor niks en voor niemand, nee, buig nie voor God nie, kom tot 'n val. Maar wanneer ek kan sê, ek wil eerder niks wees nie, sodat God alles in my lewe kan wees. Is iemand wat deur God opgetel word en 'n ander mens word
wat verandering in almal se lewe om jou bring. So die vraag van môre wat ons jouself moet vra, as ek verkeerd optree, het ek werklik al by Jesus uitgekom dat hy my lewe beheer? Of is ek nog steeds besig om te dink, hoe moet ek leef om my lewe sukses te maak? Wie en wat beheer jou lewe? Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en huigelagtige mond haat die Here. Hy sê haat dit. Wat beheer jou lewe? Romeine 12 vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat kon reël, dat hy nie van homself meer moet dink as die mens behoort te dink, maar dat hy daarom moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Wie en wat beheer jou? Copy-paste ek hier. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself my oorgegee het. Julle ken my getuienis. Op die 15de Februarie 1996, 30 jaar terug, sterf ek in 'n kamerongeluk. Ver van God af. Heavy gepaard. Ek is in my 20's man. Wie gaan dood as jy in jou 20 jaar het? Ek was 22 of 23 of 24. Nee, ek was 26. 28. Ek is nou 58. Dis 28. Maar jy voel nie op daai stadium van jou lewe dat die dood kan vandag dalk jou pad is. Jy's jonk man. Hierdie Saterdag nog daai ene gedoen. En jy mag so net weer sê jy het nog nooit gedoen, maar ek wil vir jou sê ek het daai ene gedoen. Van my klip druk borrels, klap jy 'n prop so af, 'n trappie se boop op. As jy gaan weer op hierdie borrel pas. Sy nou met die borrel klap. Party vir myself. Min wetende, môre sterf ek. Klim in my kar daai dag, om goud terug te ry van 'n boupark toe, net om die slaaibak, wat met aardappelslaai en 'n stukkie plastikkie vleis vir my gegee was, want ek moet nou nie vrou net so, daar's jou kos vanmôre, dis jou breakfast. Net die slaaibak terug te vat, die bak terug te vat. Iemand se nommer te kry. Op pad sien toe, reg voor weer hotel. Sterf ek. 'n ongeluk wat so vinnig gebeur. Mense dink altyd ek kan vinnig uitswaai man. Ek kan dit vermy hê. Man, ek is vinnig. Jy kan sien om die vrou agter die muur uit. Dis ek laat. En ek tref af voertuig en ek sterf. En op die ongelukstoneel storm die vrou se kind nader en begin vir my te bid. En ambulans wat die ongeluk sien gebeur, ry na die toneel toe en hulle begin CPR op my te doen, resuscitation op my te doen. Ek weet nie as ek begin asemhaal op die ongelukstoneel nie. Ek maak my oë vir die eerste keer oop en begin om my kyk toe ek in Medikliniek so ongeval het. Hierdie hele oogbank vir my is uitgeruk, ek moes skincare doen, hele vel uitsny of my nuwe oogbank opbou en ek het verskriklike kop wat sy museum so doen. My hart het gaan staan met die impak van op die stuurwiel, want ek het my veiligheidsbord gehad. En die eerste woorde wat ek hoor, toe ek my oë oopmaak, die eerste woorde wat ek hoor, is God se stem. Wat vir my sê, waar sê jy jou oë oopgemaak het, as ek vandag my hand van genade van jou weggevat het. En ek maak 'n besluit daai dag, ek is klaar. Ek gaan die Here dien. Maar jy sien die vlees en die gees stryd in mekaar. 4 maande later, Piet,
toe sit hierdie siel alweer in 'n kroeg. En maak my ou kaasokkie oop. Kom as iemand. Ek gaan net nie meer drink soos ek gedrink het. Ek moet net nie dronk word nie. Ou se kop is 'n verskriklike ding. Hy maak jou baie dinge wys. Ek moet net nie dronk word nie. Die wou hier so vat. Jy sê die vroukie agter die bar counter in die ladies bar vir die skoonmaker om vir haar 'n pak bicyclekaarte te koop. En ek sê van weet wat wil jy met die bicyclekaarte doen? Sy sê my wat? Ek sê jy wil fortune telling doen. Sy sê my jy is so clever is. Of moes jy nie doodsengel wil reg langs jou staan? Met 30 dae oor as jy dood. Wat gebeur het voor my eerste ongeluk? 30 dae voor my eerste ongeluk. Toe sit ek in 'n kroeg by 'n restaurant in Vanderbijl Park. En hier stap 'n satanis agter my verby. As jy kom staan so langs my, hoe weet ek dit is satanis? Hoe weet ek dat hierdie vrou wil fortune telling doen? Ek gaan nou by daai punt kom en sê, wat hang so my? Sy sê my, ek het vir jou goeie nuus man. 30 dae as jy dood. Vat haar handjie van my skouder en sê man, wie sê op my? Dis jy wat so. Presies 30 dae later te ongeluk dood vir gebeur. En hier kom ek uit en weer sê 'n vrou vir my, jy 30 dae man, die doodsengel staan reg langs jou. Ek stap daardie dag uit daardie hotel uit en ek sit die bolbier neer, ek stap uit. En toe buitekant kom, sê ek vir my vriend wat by my is, ek sê, ek wil vandag vir jou sê, ek wil vir hierdie demoniese magte in die lig sê, God het hierdie man geskaap en God sal besluit wanneer ek sterf. En van hierdie dag af, leef ek asof ek gesterf het, my dae is geleende tyd, ek gaan dit vir God lewe, ek gaan swat en ek sal in sy bediening ingaan, en ek sal vir hom die res van my lewe leef. Vandag is dit 30 jaar, wat ek getrou is, om sonder betaling, vir God hierdie werk te doen. 30 jaar al, dat ek nog nooit 'n salaris in die kerk het vat, om 'n pastoor te wees nie. Want ek doen dit vir wat God vir my gedoen het, daardie dag op daai ongeluksnummer. Ek mag nie geld vir dit vra nie. Maar dit is geleen, dit is genade. En daarom doen ek dit, ook sonder om ooit geld vir dit te vra. En sal jy nooit in hierdie kerk hoor, dat hierdie pastoor geld praat. Want ek wil nie jou geld hê. As jy iets wil gee vir God, dan gee jy dit vir God. En vat ons dit gekoop is vir arme mense kos. Dus doen iets vir God se werk in hierdie kerk. Maar dit verryk nie self nie. Hoe het ek geweet? Jy sien, die 26 Januarie 1990 gee ek my hart vir die Here. Ek het 'n skoon lewe geleef, nooit gedrink, nooit gerook, nooit met meisietjies saam geslaap, deur my hele skoolloopbaan, deur my weermagloopbaan, nooit aan 'n vrou geraak nie. En ek gee my hart vir die Here as 'n rein mens. Die 26 Januarie 1990. En 2 jaar daarna, presies op hierdie dag, 15 Februarie, verongeluk my pa dood. En ek word vir God kwaad, omdat hy my pa gevat het, my beste pel gevat het. En my woorde daai dag was, God, ek het my alles vir jou gegee, ek het 'n mooi lewe vir jou geleef, ek het nooit iets gedoen wat verkeerd was nie. Vandat jy met my op 'n 13-jarige ouderdom ontmoeting gehad het, en ek jou stem hoor, het ek nooit aan verkeerde goed gevat nie, en jy kom en jy vat my pa. Nou gaan ek vir jou wys, God, wat ek dink van jou liefde. En gaan en gedoen alles wat ek kan verkeerd doen, in rebellie teen God. Maar God vat nooit sy salm my weg nie. Ek kan onderskei wanneer is dit 'n satanis. Ek kan onderskei wanneer is, as ek instap, daai onderskeidingsgawe vat God nie van my weg nie. Nou gaan ek 'n rebellie doen. God vat nooit sy liefde en sy genade weg. Ek en jy stap weg van hom af, maar hy stap nooit weg van jou af nie. Selfs toe die vyand sien maar hierdie ou se weg van God af, kom ons maak hom dood. Want hy het 'n koning op sy lewe. En as hy 2 keer gesê word 30 dae as jy dood, het God nog steeds die laaste sê te sê, hy is myne.
En dis hoekom hy my gespaar het, om vir hom in die bediening te wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat hierdie is 'n mooi getuienis. God het net so mooi getuienis vir jou lewe. Net so mooi getuienis vir jou lewe. Net so mooi getuienis vir jou lewe. Want hy is die God wat met jou elke tree van jou lewenspad staan. Wat wil hê dat die stukke van gister nie vir altyd oor jou lewe sal heers nie. Dat die eienaars van gister nie alleen word in die vyand se mond of jou te sê, God gee nie om nie. God is nog steeds in beheer. Wie en wat beheer jou lewe, is die vraag van môre. Is dit werklik 'n begeerte dat Jesus alles sal wees? Of is jy eintlik besig met 'n eie lewe, eie dinge, my way? En sit jy net Sondag om te sê, Here, ek het die moeite gedoen. Jy baken met God. Ek sit mos môre hierso. Ek is mos 'n goeie mens. En daarom moet ek eendag hemel toe gaan. Of as jy vanmôre in die kerk om jy regtig sê, ek is moeg vir die lewe wat ek leef. Ek is moeg om sonder God te wees. Ek is moeg om net aan hom te dink, maar ek ken hom nie. En hy ken my nie werklik nie. En dis die vraag wat ons vanmôre van onsself moet vra. Want ons vra, wie en wat beheer my lewe? Aan wie behoort jy werklik? Kom ons lees uit daar skrif. En wat jy ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God, die Vader deur hom. Alles wat jy doen. Wees God bewus. Behaag dit hom. Maak dit hom bly. Bring dit my nader na hom. Aan wie behoort jy werklik? Aan hierdie verganklike wêreld? Of aan Jesus Christus? Wie en wat beheer jou lewe? Nou weer eens die twee gedagtes wat ek wil hê moet op jou lewenspad vat. Wat sal die antwoord wees wanneer jy in die spieël sit kyk en jouself moet vra, wie en wat beheer my lewe? Is ons werklikheid verkoop aan Christus in elke area van ons lewe? Kom ons bid saam. Van die Psalm te gaan. Hy sal wees om die kerk te staan. Dat die Here vir 'n oggend soos hierdie, wat ons weet, dat U met ons 'n afspraak, U liefde vir ons, het geen perke. U roep elke dag na ons. Selfs in die oggend wanneer ons partykeer dink, ag ons gaan net kerk toe, was dit 'n afspraak, want die woord wat uitgaan, praat met ons. My gebed vanmôre is, Here, dat hierdie nie 'n woord sal wees wat mense laat skuldig voel of laat voel. Ek is in 'n plek waar ek half, dit was so drukkend op my gewet, maar eer 'n plek sal wees van, dis 'n wake-up call. Ek wil met God regmaak. Ek wil my lewe, met die een wat my so lief het, dat hy sy eie lewe gegee, regmaak. Ek wil reg wees, wanneer hy kom. Ek wil in 'n verhouding moet ook wees. Ek wil hê hy moet my beheer. Dis my gebed vir elkeen vanmôre en ook vir my in hierdie diens.